byvoorbeeld die woordjie alleged, nê, of dan nou wat is nou die Afrikaans daarvoor? Hulle gebruik dit so na bewering, maar allegedly. Nou glo hulle, want sy het dit nou seker vir hulle iewers gesê. Nou glo hulle dat as hulle nou enigiets sê allegedly, dan kan hulle nou nie vrygespreek nie. Maar nou weet hulle, presies, nou weet hulle hoe lyk 'n siviele dagvaarding. Die siviele dagvaarding lees juis on this and this and this date, you alleged the following, en dan moet jy kom antwoord daarop. So die mere feit dat jy nou sê allegedly, gaan ongelukkig nie jou bas red as iemand jou nou regtig hof toe vat nie. Selfs met die kriminele hof. As dit gaan oor kriminele wat 'n mindere klagte is. Maar die klagstaat lees dan juis, u het beweer dat, en dan word die bewering daar geplaas en dan moet jy kom antwoord daarop. So, maar nou glo mense, as hulle nou sê allegedly of na bewering, dan is hulle nou in die skoon. Hulle kan nou enigiets sê wat hulle wil sê, wat absoluut nonsens is. Hulle verstaan dit wat hulle ook nie verstaan nie. Nou maak jy 'n saak teen my en ek staan in daai bank. Nou sê die aanklaer vir my, onthou die aanklaer wil my nou in die boks hê, nê? En jou prokureur wil my daar uit hê, uit die tronk uit nou. Nou sê hy vir my, maar Potty, het jy gesê Skalk is 'n pedofiel? Dan sê ek, ja, ek het dit gesê, maar nou wil ek sê wat jy van my gesê het. Dan gaan hy ou vir my sê, wow, stop maar sommer daar, ja of nee, ek stel nie belang in maars nie. Maak nie saak nie, want provokasie is maak nie saak wat ek wil sê nie, ek het met myself antwoord, nie maars wat het hy gedoen nie, dit gaan oor my. En dis wat hulle nie vir die mense sê nie. Nou sê almal, ja, doen dit, want kyk wat het hy aan jou gedoen. Opel, hy aan jou gedoen, gaan nie uitkom in die hofie, dit gaan oor jou en jou alleen. Korrek, dit gaan oor eie reg en dit gaan oor die leerstuk van provokasie of uitlokking. Nou, provokasie, uitlokking is die meer aanvaarbare term daarvoor, is nie 'n regsverweer nie. Jy gaan nie onskuldig bevind word omdat 'n persoon jou uitgelok het tot 'n misdryf nie. Wat wel kan gebeur is dat 'n persoon dan op die einde strafversagting kan argumenteer. En dit kan strafversagting wees, maar dis weer eens hulle verstaan dit nie. Ja, wie is sy? Ook as sy kan die live speel. Hi Verushka. Hallo Verushka. Nee, ek stel regtig voor ons lei na die ander live. Dit gaan, dankie. Ek is baie bly dat jy gekom het en ons kom join het, hoor. Baie dankie. Ek kan nou net nie inklim nie, want ek het nou reeds al so baie recordings gekry. Daar's nou weer groot creators wat nou baie besig is met my naam. En dan voel 'n mens maar as jy nou weer in 'n boksie klim, dan maak jy alles erger. Ja, maar Verushka, nou moet ons eerlik vir mekaar sê, 'n TikTok creator, en ek gaan nou seker baie vlek hiervoor kry, maar 'n TikTok creator is 'n TikTok creator. Jy verstaan wat ek vir jou sê. So daai persoon se mag en sy invloed is so ver beperk as wat hierdie app groot is. En ongelukkig is TikTok nou nie die begin en die einde van die wêreld nie. So ek verstaan heeltemal jou probleem en jou ongemak, maar dis juist hoekom ek vir Erna gevra het, kry vir ons vir Verushka, kom gee vir haar die geleentheid. Ek gaan ook nie met alles saamstem wat ons vanaand vir mekaar sê nie, maar ten minste wil ons hoor wat aan jou kant, van jou kant af, wat jou siening is, wat van jou kant af gebeur het. Jy verstaan wat ek vir jou sê? Verstaan, ek wil nie sê ek is onskuldig nie, want ek is obviously nie. Nee, ons is nie hier om enige skuld en onskuld nie, dis vir hof om dit te bepaal. Ja, dis nie Timo hof nie. Dis nie Timo hof hierdie nie, hoor. Dis nie Timo hof hierdie nie. Ek kan ook vir jou sê, ek is regs, ek het 'n lang regsagtergrond, nooit in my lewe prokureur gewees nie, want ja, prokureur is maar 'n intree vlak in die regsberoep, maar ek het in duisende sake wat ek al voorgesit het as 'n voorsitter, as 'n arbiter, as 'n mediator. So jy sal ook agterkom, ons hou nie Timo hof hierso nie. Dis ook nie 'n hof wat ons hier bedryf nie, ons is mense wat op TikTok met mekaar gesels. Okay, so jy kan regtig op jou gerus voel. Wat ek vir jou sê, ons gaan nie noodwendig met alles saamstem nie, maar niemand gaan hier so lelik wees in jou beskuldig en vloek en gil op jou en skree en daai goed. That's never going to happen. Ekskuus, en kan ek gou net ietsie byvoeg? Die kommentaar gaan afwees en ons gaan nou niemand in die boksies nog aanvaar nie. Niemand moet eers vra vir 'n boksie nie. Ons wil net met haar gesels en haar op haar gerus maak. En Verushka, ek weet daar is goed gesê oor en weer. En dis retaliate. Dit is hoe dit gebeur, maar ek voel net dat jy is baie
Wil ek nou sê onregverdig, dan gaan ek seker op vlek ry, maar ek meen daar's goed vir jou gesê wat ook vir my baie erg was, veral oor jou ma. En dit het my hart so geraak dat ek gevoel het, ek wil graag hê jy moet in ons boksie klim. Ja, en ek gaan sommer direk vir jou sê, Verushka, ek het albei kante van die geveg nou gesien. En weet jy waarvoor is ek bang? Ek is bang jy word gebruik na albei kante toe om 'n ding in die lug in te jaag wat regtig waar miskien nie so groot was nie. En op die einde van die dag, wie is die persoon wat die gevolge gaan dra as jy en jou gesin? So ek gaan probeer vanaand om hierdie ding te ontlont. En as dit nie kan ontlont word nie, dan is dit fyn, dan moet hof daaroor beslis. Maar dis vir my duidelik, jy word op hierdie stadium aangewend van 2 kante of van 3 kante of van 4 kante af om juist nou 'n ding in die lug in te jaag wat miskien heeltemal op 'n ander manier kon hanteer gewees het. Okay. Dis my seentjie kyk TV, so ek sit maar nie my woord aan. Alles reg. Okay, Verushka, ek wil sommer begin. Daar was 'n insident vroeër die jaar, lyk vir my rondom Oktober of November, waar jy en jou bediende Anna betrokke was. Jy onthou my nog nie. Nou, okay. Sê gou vir my, wat het toe nou na aanleiding daarvan gebeur? Was daar klagtes gelê by die polisie, by die Human Rights Commission? Wat was dit? Ja? So, die TikTok het dit baie erger gemaak. Okay, ek sê nie dis nie erg nie, dit was erg. Ek het rassistiese uitlatings gemaak. Ja, dit was 'n video wat my persoonlik gegrief het, maar ek is 'n persoon met 'n regsagtergrond, so kyk op 'n ander manier na dit. En dis hoekom ek vir jou vra, wat was die uiteinde? Was daar nou klagtes wat enigiemand gelê het? Nee, Anna het dit gesien as ek was bietjie gesyp en emosioneel en kwaad vir die mense op TikTok, en sy het dit nie gesien dat ek haar nou per se spesifiek nou wil soos leed aandoen nie. Sy het dit meer gesien as ek staan nou op vir myself teenoor ander mense op 'n platform. So van haar kant af, kom ons begin by die begin. Sy's nie eintlik my huishulp nie, sy het vir my ma gewerk. Okay. En toe my ma afsterwe, het ons toe nou uit die huis uit getrek in 'n ander huis in, want my ma's by die huis oorlede. En sy toe nou, ons het vir haar eintlik gehelp toe ek nou, sy was nie my bediende nie, so ek het haar toe nou nie saam met my gevat nie, maar toe het ons vir haar gehelp, soos ons het vir haar 'n grasmasjien gekry en 'n weed eater, sy het toe haar eie soos klein mobile tuindienste begin. Okay. Ja, so die tye wat sy vir my kom uithelp het, sal nou wees oor 'n naweek as ons braai, en dan, ek wil nie graag hê my seentjie moet die hele nag buite saam met ons sit nie, dan sal sy nou kom oor 'n Saterdag of 'n Sondag of 'n Vrydag, where it be, dan werk sy byvoorbeeld van 6 in die aand tot sy my seentjie nou bed toe gaan, en môreoggend gaan sy weer huis toe. Okay. Sê vir my, die afsterwe van jou ma, was dit nou nog in hierdie jaar of was dit langer terug gewees? Nee, hierdie jaar is dit September, is dit 2 jaar. My enige meegevoel daarmee. Okay. So nou jy sien daar los dit nou klaar vir my 'n baie groot vraag rondom die ding nou op. So met ander woorde, die bediende was ook nou nooit jou bediende nie. Dit was 'n geval, sy het vir jou ma voorheen gewerk, na jou ma se afsterwe het jy toe nou vir haar 'n bietjie finansiëel bygedra en bygestaan, en in ruil daarvoor dat sy dan nou van tyd tot tyd vir julle kom uithelp, onder andere met die kind. Okay, maar nou die vraag het jy dit klaar geantwoord, maar ek wil net sekerheid hê. So met ander woorde, na afloop van die video, wat nou volgens hierdie Lindy van Kanada 1 miljoen keer gekyk is deur almal in Suid-Afrika, was daar geen kriminele klagtes nie. Anna het geen kriminele klagte teen jou gelê van kriminele nie, en niemand anders het 'n klagte teen jou by die polisie gelê nie, nê? Nee, soos ek verstaan, was daar 'n paar mense op TikTok wat vir my aangegee het by die Human Rights. Ons gaan nou kom daarby. Maar daar was geen polisie, daar was geen kriminele klagte. Geen klagte, geen niks. Okay, nou kom ons kom gou na die departement van arbeid. Was daar ooit 'n klagte deur Anna of enigiemand anders by die departement van arbeid oor die insident? Nee. Ook nie. En dan by die Human Rights Commission, nou okay, daar's 'n groot verskil tussen iemand wat nou op TikTok sit en groot praat en intieme hof hou en sê hulle gaan nou vir jou verklaar by die Human Rights Commission versus iets wat regtig gebeur. Was jy ooit gedagvaar om voor die Human Rights Commission te verskyn? Nee. En die voorval was in Augustus gewees, korrek? Augustus laas jaar, ja. Ja, jy's nooit in kennis gestel nie, nooit vir jou gebel nie, hulle het nooit vir jou 'n dagvaarding of 'n summons of 'n notisie of enigiets gestuur Human Rights Commission toe nie. Niks. Ek het so verwag. Okay, Potty, wil jy miskien vragies vra of ietsie sê, enige van die ander? Ek neem miskien nou sommer maar die live oor hierso, maar van julle kant af. Is reg? Ja, weer eens, dame, ek ken jou nou nie, maar ek is bly om met jou kennis te maak. En as ek eendag op 'n live is en jy wil kom, hallo, sê as jy welkom. Ek ken nou nie die hele storie nie, ek luister nou maar hier wat skalk met jou praat.
Maar hierdie klink nou tipies weer van my van 'n situasie wat gebruik word om jou in 'n hoek te druk en dan te sê kom verduidelik nou vir ons. Want sodra jy nou moet kom verduidelik vir ons, en ek praat nou nie van ons ou lifey, want ons is nou wragtig nie hier om uit jou geld uit te maak of likes te kry nie. Niks. Maar hierdie ander TikTokkers, want ek hoor daar's nou al tot vir jou gesê, maak toe jou klim van TikTok af. Wie die hel is enige persoon om vir jou te sê klim van TikTok af? Wie die hel is enige persoon om vir jou te sê jy het nou 24 uur of 6 ure of jy's nou online, jy sal nou in my boksie klim om te kom verduidelik. Jy het nodig om aan niemand niks te verduidelik nie. Ek het nou 'n video gesien net nou, want soos ek sê, ek ken nie die hele storie waar die mense om verskoning gevra het. Jou beste stap nou vorentoe nooi is as iemand jou sleg sê, daar's 'n knoppie wat sê blok en beweeg aan in jou lewe. Korrek. Jy sal jou vriende kry wat met jou gesels, of jy nou 'n doppie in het of nie. Jy is nie die enigste ene wat 'n doppie drink en op TikTok kom nie. Wat van die ander 10,000? Ja. Wat van die ouens wat so ma se bloedpees en goed vloek? Dan wil hulle nou kom huil omdat jy nou 'n foutjie gemaak het. Nee man, jy moet baie meer op daai blokknoppie staat maak in hierdie entertainers of wat hulle self ook al noem. Bly weg by daai mense, want hulle gaan die ene gaan jou aanval en daai ene gaan jou wil help, en dit gaan alles oor waar ook al jy wil inklim, is dit likes en kliks vir hulle. Dis soos clickbait. En na 'n week, dan is jy nou weer, vertsek, dan gaan ons aan na die volgende ene toe. So jy moet maar sterk staan daar. Ek meen, ignoreer hierdie mense. Hulle gaan vir jou dryf tot waar jy dinge doen wat jy nie moet doen nie. Ek meen, dis ongelooflik wat aangaan op hierdie TikTok. Ek meen, ek het al websites oop teen mense van retaliate. Ek weet waar jy sit en ek weet hoe jy voel daar waar jy sit. En nee, wat jy sal moet begin blok en kies met wie jy wil gesels en waar jy wil gesels, want ek kan jy nou al sê, jy klim in verkeerde mense se boksies, en jy laat ook verkeerde mense in jou boksies toe. Leer hy bloknoppie gebruik en ignoreer hulle net. Hulle gaan vir so 'n paar dae aangaan en jou sleg sê en oor jou praat, en dan is jy weer ou nuus man, dan gaan hulle weer aan met die nuwe ene, en dit is waar jy begin die lewe geniet. Sy moet ek toelaat dat mense, ekskuus Potty, ek wil net vinnig iets sê. Sy moet ek nie toelaat dat mense haar so intimideer nie, want dit is regtig net wat dit is, hulle intimideer haar. Okay, Potty, gaan maar aan. Kies vir Verushka. Potty, kan ek gou ietsie sê? Yes, Erna. Verushka, wat ek dalk vir jou wil sê is, dat as jy ietsie gedrink het, moet liewer nie TikTok nie. Want dit gebeur gewoonlik as mens dit doen. Dan sê mens dalk goed, want ek onthou jy het gesê, jy kan nie seker van die goed nie onthou eers nie. En dan kan hulle eintlik vir jou enige iets sê. So, miskien is dit 'n goeie ding om op te gaan. As jy die aand ietsie gedrink het, moet liewer nie TikTok nie. Dan bly jy veilig, as ek nou moet sê. Maar jy sal altyd veilig wees hier. Een ding wat jy moet onthou, maak nie saak wanneer jy wat sê nie. Iemand het dit rekord en is klaar op 'n ander page, dan sit te laat. Korrek, ja. Hoor hierso Verushka, maar ek wil nog 'n paar vragies vir jou vra. Okay, jou verhouding met Anna na die voorval, het jy en Anna, is daar enige vyandskap tussen julle of is julle nog steeds? En sy het al na dit 'n paar keer weer kom uithaal. Ek kyk daai. Ekskuus my hoor. Okay, nee, ek hoor vir jou baie goed. Nee, dit maak nie saakie. So daar's geen kwade gevoelens tussen jou en Anna nie. Okay. Ek verwys nou spesifiek na Lindy Canada. Nie na Lindy what's en mense wat nie hulle wil sê nie. Ek verwys na die sogenaamde social justice warrior met die naam van Lindy. Sy woon in Kanada. Right, jy weet nou presies van wie ek praat, want jy was in laai saam met haar gewees. Jy het blykbaar selfs haar boodskap op 'n stadium op haar inbox gestuur rondom die vorige geval van Anna. Nou dis die vrou wat nou sê, sy het nou die video gestuur vir almal wat nou in die politiek is, selfs vir die EFF en vir die MK, en die video is dan nou meer as 1 miljoen keer op social media gekyk, en jy kan nou nie in die straat stap nie, want almal weet nou wie jy is, en.
Nou behalwe vir die gogga maak vir baba stories van Lindy. Het enigiemand al ooit in die straat na jou toe kom opstap en vir jou kom sê, hoorie, is jy nou die vrou met hierdie snaakse video en ons gaan jou nou seermaak of enigiets van so 'n aard of wat was die gevolg van hierdie optrede van haar? So in die begin, niemand het nog nooit persoonlik soos fisies face to face na my toe gekom en gesê, o, jy's daai persoon nie, maar ek dink vanaf Augustus, September, Oktober het baie mense my gebel en ek het toe naderhand my Instagram toegemaak want ek het verskriklike boodskappe daar gekry en boodskappe op Facebook, maar daar het nie fisies iemand na my toe gekom by 'n winkel of in die straat of waar ook al nie, dit was alles maar net social media. Social media, ja. En sê vir my, objektief gesien, was jy bang geweest? Was jy bang geweest dat iemand vir jou gaan kom seermaak as gevolg van wat hier gebeur het? Ja, die dreigemente wat ek gekry het en ek meen ek bly alleen saam met my seentjie. En toe so 'n hele klomp mense wat probeer uitvis waar ek bly en wat my adres is en so aan die begin was ek bang, soos ek was ewen bang om winkel toe te gaan want net nou is daar daai een persoon, jy weet. Korrek. Ek wil vir jou sê dis 'n tipiese intimidasie taktiek van hierdie mense. Ek en my vrou sit net al skuins langs jou met die swart klere. Ons gaan vir baie jare deur presies dieselfde waar hierdie siek moroon met die naam van Hannes Lottering byvoorbeeld waar ons ook al woon of waar ons ook al selfs met vakansie is, word die adres op social media gesit in die hoop dat iemand tog nou net na een van sy mal stories luister en ons kom seermaak. So dis 'n tipiese intimidasie taktiek van hierdie siek mense om gewone mense soos ek en jy in die volgende ou meer bang te maak. So ek glo nie enigiemand gaan ooit vir jou kom seermaak of gaan retaliate teen jou nie. Maar die probleem is, it could happen. Daar kan 'n malletjie wees wat wel so iets kom doen en dis die probleem waarmee jy sit. Maar okay, ek is baie bly dat niks gebeur met die vorige geval nie. Nou fast forward ons na die mees onlangse gebeure nou. Wat het daar plaasgevind? Moet nou nie vir my vertel van ouma kombuis of ouma beskuit of wat ook al nie. Ek het niks met julle persoonlike gevegte met mekaar te maak nie. Maar watter rassistiese dinge dan nou hierdie keer na bewering gebeur? Hoekom is hulle besig met rasisme? Wat kom ek sê vir jou, gisterand in die live het June vir my gesê ek was rassisties. Toe sê ek vir ek kan nie dit onthou nie. Toe vra ek kan julle vir my dalk die video stuur? Ek wag nog steeds vir die video. Maar nou het ek gesien wat hulle gedoen het is daai vorige video van Augustus. Hulle het nou daai video gevat, nou repost hulle daai video as 'n nuwe video weer. Selfde dis hoekom ek hom nie kon kry nie. Ja. Dis hoekom ek hom nie kon kry nie. Korrek. Ek het gesê dat almal sê nou ja, ek sê die hele tyd jammer, maar hulle misverstaan. Ek was jammer omdat ek 'n rassis was. Dit was waar die jammer gegaan het. Nie jammer omdat ek nou vieslik is met jou of omdat ek nou teen jou retaliate nie. En ek weet so waar's my siel, ek sal nie weer daai woord uiter nie. So maar jy sien dit waar is die video want ek kan nie dit onthou nie. En ja, daar's baie goed wat ek nie kan onthou nie, maar daai was 'n groot ernstige ding vir my, verstaan jy? So in my conscious mind weet ek sal nie dit weer gedoen het nie. Nou hier kom dit weer in Verushka. Jy het dit nou daai tyd gesê. Nou sal kammer 'n nuwe ene wat jy nie van weet nie. Nou gaan hulle die oue vat, want is nuwe nuus in die woord rasisme. Hardloop soos 'n veldbrand. As ek nou moet gaan sê op Facebook, kom luister vanaand, ons het op TikTok 'n live met 'n rassis. Sê ek nou vir jou is hier 1000 mense nog voor ons begin het. So hulle sal die ou situasie vat en oor want dis al wat hulle het. So jy moet dit nou begin agter jou sit en ek kan jou nou al sê as die Human Rights Commissie jou nou nog nie gekontak het, sal hulle nooit kontak het. It's never going to happen. Maar hulle gaan ry op die rug van rasisme want dit is kliks vir hulle. Ja, jy moet onthou die Human Rights Commission kry weerstandswerking baie van hierdie klagtes. En hulle gaan sien hierdie goed gewoonlik in 'n konteks. Hulle gaan sien byvoorbeeld wat was jou doelwit of jou opset. So waar ek het self die video gekyk en ek moet vir jou sê dit was in swak smaak. Ons gaan nou nooit daarby verbykom nie. En ja, jy sê self jy het rassisties opgetree. Ek gaan nou nie vir jou rassis noem nie. Jy sê dit self. Maar okay, hier's die ding. As daai video nou by die kommissaris uitgekom het, by die Human Rights Commission, sou hy daai video gaan kyk het en hy sou gesien het. Weet jy, dis twee mense wat eintlik maar staan en spot met mekaar. Dis 'n moes swak smaak, maar dis nie dat jy besig is om haar nou hier rassisties aan te val en te knou en seer te maak en wat ook al nie.
So, hoekom moet hulle gaan interfereer in sulke goed? So, die Human Rights Commission, ek kan nou vir jou met baie groot sekerheid sê, gaan nooit die saak vat nie. Hulle is nou geval by die tyd. Hulle dis kyk wat het geraak met daai video van die advokaat wat daai swart vrou die sak oor haar kop gesit het. Daar het ook niks van gekom nie, man. En die ding is, hierdie vroutjie wat jy nou daar beet gehad het, sy moet eintlik klaar wees. Korrek. Anna moes die klaar gewees, maar Anna lyk vir my het geen probleem regtig gehad nie. Ek is seker jy het op 'n persoonlike vlak vir haar gesê, ja, wel dit was nou baie lelik vir my, ek gaan nie weer nie. En sy het dit aanvaar, julle het aangegaan met julle lewens wat julle is volwasse mense. Maar nou sit ons met die TikTok gemeenskap wat om een of ander rede en dit gaan ek het agter die kap van die byl gekom. Dis hoekom gesê het ons gaan nou nie praat vanaand oor ouma kombuise en sulke goed nie. Ek ken nie eers die mense nie. Maar dit was vir my duidelik dit gaan daaroor jy het nou mense hier kom beledig. En toe gaan hulle nou die lat van die rasisme om nou vir jou behoorlik te slaan. Dis eintlik wat hier plaasgevind het. Hier is my probleem daarmee. En 'n sekere ander groot content creator, en haar naam gaan ek wel noem, maar hulle het ook vandag daarvan gepraat. Hulle stel nie net jou lewe nie, maar 'n klomp ander mense se lewens nou in gevaar. Want as jy nou die video gaan stuur vir die EFF en vir die MK, en jy gaan jaag hierdie mense se temperatuur hoog genoeg op, kan daar baie groot probleme uitbreek. It can lead to a racial incident. Maar Lee sê ook 'n baie waar ding. Sy sê, maar hoekom nou die goed gaan stuur? 'n miljoen keer laat kyk op social media, as daar al klaar rassewrywing in Suid-Afrika is. Why do that? Presies. Is die volwasse ding nie net eenvoudig om vir Veroshka op te bel en te sê, is jy fucking mal, hoekom sê jy sulke goed, en jou uit te kak, en dan sit oor en verby nie. Nou gaan hierdie Lindy, en Lindy wil mos nou lekker namaak daai, dis nou Lindy Canada, tog nou nie die ander Lindy nie, so moet nou nie retaliate teen my ander Lindy nie. Lindy Canada wil nou gaan namaak hieruit, en sy loop stuur dit nou vir almal in die politieke partye, wat lyk vir my dat afgelag het, want daar het ook niks van dit gekom van die politieke partye nie. Maar dit skep 'n ongelooflike gevaarlike situasie, nie net vir jou nie, in hierdie land. Why do things like that? Ons sit op 'n bloody mespunt van burgeroorlog in hierdie land en dan gaan doen sy sulke goed. Regtig waar, sy moet net haar kop skud, dat haar oor haar kan wakker klap. Dis my siening van so iets. Dan sien Roman, ek gaan jou 'n bietjie later insit. Ons het haar beloof, ons gaan nou niemand in die boksie sit nie. Ek sal so 'n bietjie later jou insit. Weer eens, wanneer is genoeg? Dis mos nou 'n ou storie, die kan hy nie nou maar rus nie. Maar jy sien, dis die lat waarmee hulle nou vir Veroshka wil slaan. Dis nou soos my en Leonie se carte blanche episode wat ou Lottering nou al iets soos 300 000 keer gepost het op sy TikTok. Want dit is nou al waarmee hulle jou kan slaan. Hulle het nou in ons geval het hulle nou 'n TikTok 'n carte blanche episodetjie wat al lankal gedebunk is, en in jou geval het hulle nou 'n rassistiese video. En nou elke keer as daar nou poefies kom, dan moet die goed nou gereplay word. Jy moet met my praat, Veroshka, dis wat ek sien van buite af. Jy moet vir my sê of ek verkeerd is of reg is of wat die situasie is. Ja, ek voel ook soos gisterand se live was vir my bitter moeilik, want ek kon nie regtig iets sê nie, en wanneer ek iets sê, dan is dit nie van toepassing tot hulle nie. Hulle wil hoor wat hulle wil hoor, nie wat jy sê nie. Ja, ek wil nou nie vir June sleg maak nie. Ek voel sy het die regte ding gedoen, dit was okay. Ek voel net sy het die situasie heeltemal verkeerd benader. Ja, ons gaan ek wil juist nie spesifieke TikTok creators se name noem nie, want dan môre is daar nou weer retaliation omdat ons net sinvolle gesprekke voer. Maar ek hoor wat jy sê. Maar dit lyk vir my het nou iets gebeur in Augustus maand waaroor 'n vreeslike boel gemaak is, maar daar was no real consequences. Want nou sien ek die Lindy, sy sit en maak jou nou daar bang van jy gaan nou selfs om 'n tronk toe gaan. Hier's nou sommer tronkstraf. Waar? Jy's dan nie eens aangekla krimineel om voor hof te verskyn nie. So waar gaan die tronkstraf vandaan kom? Is dit Timo of gaan hulle vir jou in 'n virtual hof op TikTok aanhou of wat is die situasie hier nou? I'm making light of dit, maar ek is 'n realist, maar ek is ook 'n persoon wat in die regte lewe my voete het. En dis vir my belaglik wat hier aan gaan. Om dit sommer baie reguit te sê. Jy sien skakelery op die rug van daai wit vroutjie wat tronk toe is wat daai K-woord gebruik het iets soos 40 keer. Maar dan sê hulle nie vir die mense, die vrou het 'n polisieman so gevloek en sy het nie opgedaag vir hofsaake en daai tipe van goed nie. Die gewone ou kry 'n boete of 'n waarskuwing, man.
Gewone apologie. Dis 'n once-off ding. Jy het oor 'n lyn getrap en jy het gesê sorry, beweeg nou aan. Maar nou die mense, dis clickbait. Hulle ry nou op die rug daarvan. Dis hoekom jy moet baie versigtig wees met wie jy in boksies klim en met wie jy kommunikeer. Kry jou vriende en beweeg aan met jou lewe met jou vriende. Blok hy in 'n klomp. Moenie eens gaan luister wat hulle van jou sê nie. My probleem is, ek blok almal, maar nou kom hierdie recording pages se gemors by my op. Ek weet nie meer waarom te blokkie, want ek stel eenvoudig nie belang wat 'n TikToker van my sê nie, want dis irrelevant. Dit is net so, is eintlik moeilik om dit te verduidelik nie. Want hierdie is absolute vlak van low class op sy eie. Nee, dit is Potty. Nee, dit is. En Veruska, met die grootste respek aan jouself, en ek het gesê, ons gaan nie oor alles saamstem nie. Ek keer nie goed wat ek gehoor het uit jou mond kom nie. Maar net so keer ek nie goed wat uit die mond van byvoorbeeld, en ek gaan nou Bomma se naam noem, Bomma gekom het nie. Die rede hoekom ek sy naam kan noem, julle het lyk vir my, en later in die live het julle toe nou vir mekaar verskoning gevra, julle is op 'n goeie voet uit mekaar uit. Dit is... Nou, ek wil net gaan die rede Yes. Dit is nou my probleem. Ek het ook aangeneem, ons is nou uit 'n goeie voet uit mekaar uit nou gisterand. Maar daar word nou weer vir my 'n ding aangestuur hoe hy nou sy Bomma nuus vanaand weer net oor my gemaak het. Ja, dis kliks vir hom. Dis kliks. Nou, jy sien, ek het dit nou nie ja, ek het dit nog nie geweet nie, maar dis baie jammer. As dit die geval is dit baie jammer. Maar die lank en die kort is, groot mense kan nie, en nou gaan ek nou gaan mense sê ek is rasis. Wit Afrikaners kan om God se goeie naam nie op 'n app sit waar almal sien wat ons doen, waar ons die goeie doen wat ons hier doen nie. Ek sê dit reguit vir julle. Ek praat met my Engelse vriende, hulle sê vir my, Skalk, I can't believe what I'm seeing on Afrikaans TikTok. Ek praat met my swart vriende, die bietjie wat Afrikaans kan verstaan, hulle lag hulle dood vir ons. Ons kan nie voortgaan op hierdie platform hoe ons voortgaan nie. Ek sê dit reguit. En nou praat ek politics. Ja, dis 'n sirkus, man. Alles in die naam van geld. Finish en klaar. Veruska, sê net vir my, is jy okay? Ek sal seker okay wees. Wat is jou volgende stap? Wat gaan jy môre doen? Ek dink vanaand persoonlik, jy moet TikTok afsit. Daar kan nou maar gesammens word en geroep word na Timo Howard tot hulle blou is. Boksies klim nie. Ja, ek het gesê ek gaan nie weer laat iemand my roep na boksie toe. Nee, hulle het nie. Asseblief nie, ja. Almal kansse gegee en almal kom hulle sê kon sê en dan toe ons nou afsluit was dit afgesluit. So as jy nou vandag nog steeds nie okay voel met my nie, dit is okay, blok my maar dan. Weet jy dan is dit so maklik wat ek altyd vir hierdie sê, want ek is mos nou die grootste scammer en die grootste geweldsmisdadiger wat Suid-Afrika nog ooit gehad het. Dan sê ek vir hulle, maar gaan nou polisie toe. Gaan lê nou die klagte. Laat ek dan nou maar antwoord daarop. But we know it's never going to happen. Jy verstaan wat ek sê. So ja, my persoonlike advies aan jou, ek dink jy moet jou heeltemal onttrek aan enige bekleierery verder op TikTok. Geen retaliations nie. Geen goed wat jou in 'n klei af het, dis jy en jou kind alleen wat verder julle lewens gaan moeiliker vir julle maak nie. Fokus op jouself. Geniet TikTok, dis actually 'n baie nice platform. Geniet TikTok. Kyk na jou kind, ek is doodseker hier is 'n goeie ma, daar's nou nie hoe kan ek nou stel iets wat ek daarom te sê nie. Maar jou fokus hoef nie 'n app en 'n platform te wees. Jy gebruik die ding vir wat dit is. Dis 'n social media platform om te geniet. Ja, geniet. Dis nie hier om mense se lewens te vernietig nie. Maar ek weet, dis ook baie moeilik om nou by iemand te gaan sit, want almal het hierdie dinge wat nou aangaan. So ek wil vir jou sê, dat as ons live is, ons is nie elke aand nie, is jy welkom om hier te kom sit. Want ons spreek nie oordeel uit nie, en ons is nie die hof nie, TikTok hof of enige iets nie. So hierso is jy veilig om te kom net te sit en gesels. Ons gesels baie aande net oor duitjies en daadjies. Korrek. En ons is nou al... Ek was nie vandag werk toe nie. En ek het nou obviously baie tyd op my hande gehad vandag, want ek is by die huis en ek doen niks nie. En ek het nie een keer in 'n live ingegaan nie. Want ek het gevoel, baie goed. As ek iewers ingaan, gaan almal nou weer gelyk kom en ek het nou net nie die krag gehad daarvoor. Ja, maar dis nou juist hulle wat jy nie in 'n live mee moet wees nie. Dis goed so dat jy dit gedoen het. Jy sal gou jou groepie opbou en
wat agter jou kyk en wat omgee. En daai ander moet aanbeweeg. Ek meen ons is nou amper wat 170 viewers hier. Ek weet nie hoeveel viewers het Erna nie, maar ek kan jou sê die helfte van hulle is nou seker weer vir clickbait, want omdat jy hier is. So jy sal gou jou vriendekring opbou en bly by hulle. Ek meen ek was eers net 'n pedo, ek is nou al 'n pedofiel. Dit word sommer reguit gesê. Ek meen ek is een van die min pedofiele in Suid-Afrika wat daarom nie gearresteer word nie. So laat hulle dit nou maar sê dan. Ek loop nog buite rond. Hulle sê hulle sal enige iets sê nê om hulle crew happy te hou. Want hoe slegter hulle jou sê nie, hoe meer fucking handjies word vir hulle geklap. En hoe meer kom hy hartjies en blommetjies en wat ook al in. So laat hulle aan, neek man. Kry jou groep en dan kry jy jou hartjies en jou blommetjie van die regte mense wat agter jou staan. Veruska, ek gaan sommer vir jou direk vra, maak jy enige geld van die platform af? Nou jy sien, dit antwoord jou vir jou self die vraag. Hierdie moet net vir jou platform wees waar jy jouself geniet. Niks meer nie, niks minder nie. Jy maak nie geld nie, en dis mense wat 'n goeie lewe uit TikTok maak, en dis bedoel om so te wees as 'n besigheidsplatform. Dit gaan oor advertensies, dit gaan oor die groei van views hierso. So I get the business platform idea too. Maar as jy nie geld maak hierso nie, moet hierdie platform moet bloot wees vir jou genieting. Jy verstaan wat ek sê. Van tyd tot tyd gaan ons mekaar sleg verstaan nie, en ons gaan goed vir mekaar sê wat kon gebly gewees het. But then we move on because we adult people. Dis maar my siening daarvan. So nee, ek is baie bly as jy nie op enige manier ekonomies of finansiëel afhanklik is van die storie nie. Ja. Veruska, die ander ding is Leonie wat daar langs jou sit, word van die vreeslikste goed, wat die woord julle? Ek gaan vertrou man, ek sê sy word so sleg gesê, van hierdie vreeslikste goed, wat sy glad nie gedoen het nie. Ja. So, indien jy die dag, ek is seker Leonie, jy sal nie omgee as sy jou 'n boodskap stuur nie. Nee, sy's welkom. En ek sal ook nie omgee nie. So, regtig waar, jy het iemand nodig om mee te praat, en ons is daar vir jou. Ja. Hallo Trouman. Hallo Trouman. Goeienaand julle, goeienaand Sabuna, Melang, Punjani, Kaksi se Borno. Jy groet in al die tale deesdae. Ja. Veruska, hy is darm 'n vriend van ons. So ek glo hy anders gooi ek hom uit. Ja, anders gooi ek hom uit. Ek's 'n vriend van baie en ek's 'n vyand van baie. Dit is hoe mense se opinies werk in die wêreld. So ek sien nou hierdie vrou hier so en ek het nou so half en half haar storieetjie gevolg. Ek wil vir jou sê vroutjie, gaan so 'n bietjie 5 dae af. En gaan vat nie te holiday van TikTok af, want hierdie plek kan jou aanvat, en hy kan jou vergryp, en mense kan jou ook vergryp. Ignore alles, ek weet nie jou hele storie nie, ek het ook maar so 'n halwe snippets geluister op die recording pages, dis hoe ek opvang, ek gooi 5 uur vir my 'n gin, en dan kyk ek gou wat gebeur op al die recording pages, maar daar's nou so flippend baie. My enigste een wat ek volg, en ek is trots daarop, is Rikki Record. Want daai ene sê nooit iets nie. Sy het 'n date stamp, sy post, ek neem aan is sy, en dit post. Daar's niks lelike goed by nie, dis nie hyt nie. So ek kyk altyd op Rikki Record wat gebeur. En omdat sy date stamp sê, dan kan ek die dae volg in die goeders. En ek wil vir jou sê, meisie of vroutjie, of ek weet nie hoe oud is jy nie, maar haal asem en gaan waar jy wil gaan en waar jy gemaklik is. Daar's vir almal hierso 'n sonnetjie. Almal kan kom luister. Ek klim by baie laas in. En daar's baie mense wat weet ek sê daarso, as ek inklim, ek luister. Want ek het baie haat ook. En ignore it. Want jy gaan altyd in die lewe haat hê. Of jou neus is te groot, of jou Mercedes is te lank, of jou karretjie is te klein, want jy het 'n dinkie toy. En dit is hoe mense saamgestel is. Mense is so. En is gewoonlik die ouens wat niks het. Hulle het nie eens 'n dinkie toy nie, wat altyd die komens maak. So jy moet leer om dit af te brush.
en wees jouself. Geniet jouself, gaan kuier oralste. Want het ek genoeg kokke doorgespeel hierso. Ek is 'n kok ook. Hoor, ek kook vir myself. Julle goeienaand, maar ek luister nou gou hierso nou toe klaar gepreek. Ek luister verder. Ek sit net hierso. Is reg, is reg. Okay, maar julle Is moet enige sê. van julle nog ietsie vir Trouman, vir Verushka om te vra of te sê? Dalk kan ons haar maar laat gaan. Sy het ook 'n kind. Sy het 'n kind, ja. Nee. Verushka, Ja, wil jy nog baie ietsie dankie. sê, Verushka? O, ekskuus tog? Yes. Maar net dankie sê dat julle menslik was. Jy kan tel op jou ken, hoor. Tel op hy ken van jou. Kyk die lewe in die oë en bogger hy aan 'n klomp man. Kyk op. Skalk? Nee, ek is cool. Nee, ek wil net vir Verushka want ek het gevra, Erna moet asseblief vir jou benader. Kyk, almal is mos nou bang vir my. So toe sê ek vir Erna, niemand is nou bang vir jou nie. So gaan vra jy nou maar vir Verushka, maar baie dankie dat jy vir jou bereidgestel het. En dat jy vir jou blootgestel het. Ek meen, jy het nou hier in die leeukuil ingenoop. Jy het nie geweet waar jy nou kom voorlê nie. Ja, so nee, baie dankie. Jy het nou gehoor, ek stem nie met alles saam wat jy doen en gesê het nie, en, maar 'n mens beweeg aan, dit het ook niks met my te doen nie per se. En ja, nee, ek dink dis goeie raad wat Trouman vir jou gee. Vat 'n bietjie 'n breek van TikTok af. Moenie weggaan van die app af nie. Hulle probeer vir jou boelie laat jy heeltemal afklim, moenie. Ja. Maar vat 'n bietjie holiday en dan kom jy terug en dan is jy 'n nuwe persoon. Dan is hulle al weer besig met 'n volgende ou se koekvloek. Dat hulle weer van jou vergeet. Okay. En dan kom sê jy Verushka, weer maar jy was 'n rukkie af, né? Ja, na daai insident, ek dink ek was 3 maande af. Okay. Ja, sy was lank af en dan kom sy terug en dan haal hulle dieselfde goed. Dan is hulle nou weer Ek besig. kan maar dit dan- nie klein dan- kry. Nou man, in hierdie geval ek gaan nou vir jou ek gaan jou nou vryspreek. Koef. Daar's nou toorwoorde wat jy gegooi. Jy's nou vrygespreek. Ja. Kom sê weer hallo. Maar baie dankie, Verushka. Dankie En julle, ek kan jou lekker sê Ek kuier by almal. Baie dankie vir almal wat hier is. Ons waardeer dit dat julle hier is. Hallo ek hoop Emma. op binnekop ook maar so. Ek spinnekop. Ek sit en luister oralste. O, okay. Mense ken my al. Hardes, kyk wat skryf Hardes. Hy sien Skalk. Ek sien op 'n ander laai word daar gesê die klomp scammers en skelms is so bymekaar. Oh my word. Dankie. Dis Hallo, nou maar weer Lisna. Abby en Hannes en My al liefie. so. Enige ander scammer wat jy luister, julle is welkom hier by die scam groepie. Hoor, kom sê Ja, kom, hallo. Ek het by nie die geweet ek scamgroepie. het gescam nie. Nee, Ek weet nie Arra van 'n is scam. onskuldig kan kom. Jy's sommer guilty by association. Yes. Ja, wat? Dankie Lisna. Jy sê Mila, Dis ja, my familie wat hier onder is. iemand se invloed. Hy is sy eie mens. Hallo Wayne. Mila is een van my followers. Sy weet. Ja. Sy kuier oralste. Sy's waar. Was Ja, jy ek- dis jammer Trouman. Ja, o, hier is die regte wyn ook. Hallo wyn. Maar nou hoekom kan Hallo, my seun. almal dit nie so geniet nie? Hallo my toy boy. Kan ons asseblief daai wat nou gesê het- skryf dit weer. Daai wat nou gesê het al die scammers bymekaar. Dankie, wat het jy hier gesoek? Hoor Nee, laat Tanya. Ek gaan hom lees. Welkom by 2026 waar jy okay is om 'n rasis te wees, sê net jammer en almal moet aanbeweeg. Ja, Ros, mense kan seker maar rasiste wees. Dit maak nie hulle goeie mense of slegte mense nie. Dis almal se opinie en as hulle sê jammer dan beweeg jy aan. As daar nie kriminele klagtes teen die vrou was nie, was daar nie kriminele klagtes nie. As daar nie klagtes by die Human Rights Commission was nie, was daar nie klagtes nie. Dis regsfeite. So almal van ons kan opinies hê en dit is goed, ons moet almal opinies hê. Maar feite vertel vir my dat hier geen reperkusies vir hierdie vrou uit die sogenaamde beweerde slag of rasisme was nie. Okay. Hallo Dani, ek sien Dani is ook hier. Ja, die mense moet ophou om die verlede. Ja, Anna, nee, maar Ros verstaan ook glad nie wat hier gaan nie. Anna werk nie eers vir die vrou nie, Ros. So hoe gaan sy haar werk verloor as sy haar aankla? Laat mense eerder liewer openlik wees. So openlik wees dan weet ons. Nou doen hulle dit in die donker. Ja, nee, dis maar net iemand wat antwoord op Ros. Ek dink Ros met die grootste respek sit met 'n emosionele ding rondom hierdie voorval. Ek is 'n ou wat emosie uit 'n saak haal en daarom kan 'n mens baie keer dit baie helder daarna dink kyk.
En sy siening is nou ja, die Anna moes nou of kon nou nie klagte gaan lê het nie, want as sy haar werk verloor het. Weet jy, as jy met 'n rassistiese baas sit en dit is so erg dat jy moet gaan klagtes lê teen hom, hoe kan jy vir daai baas werk? Nou in hierdie geval as jy nou mooi die gesprek geluister het en jy het nie die gesprek geluister nie. Anna het nog nooit vir wat is haar naam? Veruska gewerk nie, né? Die Anna het vir haar ma gewerk en toe haar ma afgesterwe het hulle die vrou gehelp finansiëel bygedra tot 'n klein besigheidjie, 'n klein tuindienste besigheidjie. Dis die koneksie tussen hulle. So ek weet nie hoe sou sy dan nou haar werk verloor het as sy 'n klagte teen Veruska gaan lê het nie. Hoekom het niemand anders dan nou gaan klagtes lê nie? Wat hy liefde dit, dis vir my 'n afgehandelde saak, ons het mos nou die feite gehoor. Nee, sweetness, ons support nie rassisme nie. Ek weet niemand nie support waar jy rassisme dit kry nie. Nee, glad nie. Niemand support rassisme nie. Glad nie. So asseblief haal jou emosie uit hierdie ding en kyk 'n bietjie na feite. Hoor nou hierdie vraag van Ross. Hy vra, "Do you guys think that Anna knows what it is to be racially discriminated?" Ek neem aan against. Weet jy Ross, dit is highly racist wat jy nou gesê het. So jy veronderstel omdat Anna nou 'n swart vrou is, gaan sy nie eers haar eie regte ken nie. Dis dan maar fucking rassisties, skuis tog vir die F-bom. So dan is jy mos nou die hardcore rassist wat hier sit. Jy dink 'n swart vrou weet nie eers wat is dit om teen gediskrimineer te word nie. Het jy enige idee wie die vrye stryd in Suid-Afrika gelei het? Wie die liberation stryd in Suid-Afrika gelei het? Swart vrouens. So jy breek af wat daai vrouens gedoen het in hierdie land. Is dit wat hier aangaan? So jy's die rassist. Dink 'n bietjie oor wat jy sê, hoor. Skaap, kyk dit gou Dalia. Sy sê ek dink verduidelik net weer hoe werk die HRC met al hierdie TikTok klagtes. Daar is die TikTok klagtes nie. Daar antwoord ek en jy nou dieselfde ding gelyk. Daar is die TikTok klagtes nie, dis 'n klomp bullshit. Ek sê dit reguit vir julle. Almal hardloopend hierdie stories van hier's nou hierdie vreeslike klagtes hier en daar en oral. Waar is die hofsaaknommers? Ek het in hoeveel lives het ek dit al gevra? Dan kom mense hier van scammers. Ons gaan kom ons praat oor scammers. Dan vra ek maar waar's die hofsaaknommers van die scammers? Dan val die mense se tande uit hulle bek uit, dan kan hulle my antwoord nie. Ek sê nou vir jou se klomp bullshit. Daar is nie klagtes by die Human Rights Commission nie. Want waar's die hofsaaknommers? Hallo Dani. Hallo julle. Ek het 'n vraag. Ja, ek het 'n koerant gelees van 'n vrou wat ek dink 10 jaar tronkstraf gekry het. So ek vra nou net, ek ken niks van dit af nie, dus kom ek vra. Dis die voorbeeld wat ek net nou gegee het, Skaap. Ja, dis Penny Sparrow. Ek ken haar persoonlik. Ek sal vir jou foto's van haar stuur. Ja, toe sê hulle uitgekom. Toe was sy gehad het ek en Leonie moet haar sake vir haar doen en haar siviele sake en. Dit kan gebeur. Dit kan gebeur dat 'n persoon wel aangekla word. In haar geval dink ek het sy die K-woord, ek weet nie hoeveel keer gesê nie. Dit was polisman nou ook. So toe sy aangekla, die Human Rights Commission het haar ondersoek. Hulle het kriminele klagtes. Dis eers gestuur Equality Court toe en uit die Equality Court was kriminele klagtes teen haar en sy's gevonnis en sy tronkstraf uitgedien. Maar wat is die verskil? Kyk, ek het niks met hierdie te doen nie, so ek vra nou net vir myself. Wat is die verskil tussen ek wat dit nou hierso sê en sy wat dit Maar moet dit nie sê nie. Nee, ek weet, maar Ja, moet dit nie sê nie. Kyk, sy het verskriklik uitgevaar. Sy polisman is so gevloek, hoor. Ek dink dis die laaste ou wat jy dit moet gaan sê, want hy kan jou net daar arresteer. maar ek verstaan eintlik. Ek verstaan wat Dani bedoel, dat mense op TikTok sê dit. Die kans is groot dat hulle kan tronk toe gaan, is dit nie? As iemand hulle gaan verklaar? Ja, ek dink nee, onthou daar staan elke saak gaan op sy eie beoordeel word. Elke liewe saak. En daar gaan gekyk word byvoorbeeld. Wat was die intensie van die persoon gewees? Klomp goedjies. Elke saak het sy eie meriete. Korrek. Hoe is dit nie die Ros af asseblief sy hak nou vas? Nee, laat ek gou-gou vir hom nog. Ek het gou teruggegaan. Hoor hier wat is sy vraag? Hy sê welkom by 2026 waar dit okay is om 'n rassist te wees en sê net jammer en almal moet aanbeweeg. Nee, daar's 'n nuwe enetjie by. Ja, hy's nou alweer waar hy hy sê if Anna knew what it is to be racially discriminated, she wouldn't call herself okay. Hoe weet jy dit, Ros? Maar dis okay as iemand 'n ou se ma se bloedpee vloek nie. Dis reg vir jou. Maar exactly, maar nou is ons weer waar hierdie Ros sy hidden
hidden racism. Nee, wag. Nee. Hier gaan ook nie disrespekvol teen Erna opgetree word nie. Dit gaan ons nie toelaat nie. Wie hom gewaar Ja, gedra? Ros wil vir Erna sê om te fokus. Sorry. Ek fokus seun. Maar dankie jy ek kom al net gehoor het. Dis net vir interessantheid. Nee, dis reg, Dani, jy kan vra want hier kom ek sê gou vir jou dit. Al die teamhowe en al die teamregters op hierdie platform is besig om vir julle in wanrigtings te lei. Hier's die ding wat jy eintlik vir my vra is. Wat jy eintlik vra vir my is. Wat jy eintlik vir my vra is, maar waar's die consistency hier? So met ander woorde, 'n persoon sê die K-woord. In een geval gaan die persoon nou tronk toe, in die ander geval is daar geen klagtes nie. As daar geen klagtes is daar geen klagtes nie. Weet jy dit kan wees dat ek vir jou vanaand kom aanrand in jou huis en dan besluit jy maar weet jy ek het miskien verskalk kwaad gemaak oor iets en daarom gaan ek nou nie enige stappe teen hom neem nie. Daar word nooit klagtes teen my gelê nie, né? So met ander woorde ek gaan nooit gestraf word vir daardie oortreding nie. Maar in die volgende geval is daar 'n ander ding, daai persoon gaan polisie toe, die saak word gemaak en hy word eventueel in 'n tronkskuldig bevind. So verstaan jy die hele ding hier is, dis hoekom ek vir hierdie vrou gevra het, Veroska, was daar ooit regtig klagtes gemaak en sy het vir my gesê nee, daar was geen klagtes gemaak nie. Dis die einde daarvan. As 'n persoon nie verklaar word nie, as daar nie klagtes teen daai persoon is nie, natuurlik gaan daar mos nou geen regsgevolge vir daai persoon wees nie. Dit maak nie noodwendig moreel reg wat daardie persoon gedoen het nie. Ons moet 'n baie groot verskil sien tussen moraliteit en law. But in law, there's no consequences for this girl. Niemand het 'n klagte teen haar gaan lê nie. It's not morally right, but it's from a legal point of view, there's nothing to be said about it. Maar ons sien dit nou baie. Ek praat soos ek wil dit nou nie oor haar maak. Ek vra nou letterlik net vir die platform. So jy sien dit baie, maar sê net maar ek het jou nou gehoor dit sê. Kan ek net jou gaan aangee of As jy voel okay, dis een van die gronde of een van die goed wat die Human Rights Commission gaan ondersoek. Hulle gaan vra maar wat is jou locus standi? Met ander woorde, wat is jou betrokkenheid by hierdie saak? En jy sal dan moet argumenteer en vir hulle sê, op grond hiervan bring ek die saak na julle toe. Die Human Rights Commission kan op hulle eie gaan en die ding ondersoek en dit dan na die Equality Court toe verwys. Okay. So Dani, ek gaan gou-gou vir jou terugkom. Ek het 'n saak opgemaak en ek het gegaan in ek's hof toe en alles en ek het nou die goed gaan gee en alles. En presies wat Skalk nou sê. En hulle het ook gekyk na die video wat ek gegee het as evidence. En hulle het gesê as jy nou vat, hulle het gaan kyk na waar dit vandaan kom. En dit was tussen twee mense wat geargumenteer het eintlik. Jene tog Ros, het jy nou 'n ander rekening? Ek het jou dan geblok. Luister, ek is nie in 'n kerk nie, meneer. Nou gaan jy dalk vir jou kerk stuur. Liewe dong. Nou gaan jy vir my kerk stuur. Ja, blok ek jou tweede rekening op. So nee, ek gaan nou met Sweetness praat. Sweetness, luister gou vir my. Hoe weet jy die EFF soek haar? Want as die EFF haar soek buite die perke van die wet, is dit onwettig. Dan wil ek weet waar die EFF dit gesê het, want dan gaan ek hulle vervolg. What you gonna do about that? O, tog. Bullshit nie. Dani, ek wil jou gou iets vra. Nee, moenie dink ek bullshit nie. Okay. Ros, gaan na Ara se live toe, jy gaan baie klagtes vir jou kerk. Dis jou kerk se mense daai. Ja, gaan na jou kerk se mense toe. Jy is welkom hier. Gaan. Okay, so ek wil net klaar maak. Okay, Trouman. Okay, maar Dani, jy verstaan dit. Trouman. O, ekskuus. Trouman geklaar. Ek wil net gou klaar maak. Ek het 'n saak gaan oopmaak. Daar sy. Die feit is, reg, Dani, na die hele video van sosiale media, waar dit gekom vandaan, wie en hoe het die dinge gebeur. Ek was nie betrokke by dit nie. Ek het die recording gaan trek en ek het gedink ek is nou braaf. Ek gaan nou iemand verkla. En die Equality Court het gekyk daarna. Hulle het gekyk en hulle het gesê, okay, ons kyk nou na al twee kante toe. Dit is nie net oor die woord wat gesê is nie, en sovoorts. Ek het ook 'n beëdigde verklaring gemaak, want ek het ook al 'n rassistiese naam gesê op TikTok. Ek het bietjie my oorspeel.
en ek het 'n verklaring gaan lê en gesê, I do apologize, ek het dit gaan indien. So ek het gevoel, ek het verkeerd gedoen. Hulle het ook na die video gekyk, hulle het gesê, no, the context, hoe dit gesê is en wat dit gesê is nie 'n minderwaardigheid of 'n defamatory vorm nie. En hulle het daarna gekyk. So, elke ou dink hy kan hardloop na 'n hof toe en hy kan sekere goeters gaan sê en alles. Soos in my geval. I admit it. I made a mistake. Because ek was getrigger daardeur. Maar hulle het gekyk daarna in al twee kante toe. Hulle het gaan kyk wat het daar gebeur. Wat is die situasie? Wat het dit getrigger tussen die twee persone? En hulle het gesê, meneer, jy het nie 'n saak nie. Go home, gaan gooi vir jou dop en relax. Dis wat hulle niks met jou te doen het nie, bly maar net uit dit uit. Presies. Dan het dit niks met jou te doen nie. Presies. En dan die groot ding en ek sien dit oral op hierdie platform. Ek dink jy was ook amper in dieselfde situasie waar daar hierdie verskriklike geboel gemaak word van die saak wat nou gemaak gaan word en die klagtes en die ou gaan nou tronk toe en dan is dit absolute bullshit. Dis net 'n klomp intimidasie. En mense moet regtig begin diskrimineer. Diskrimineer is 'n groot woord. Onderskeid tref tussen 'n perceived threat, met ander woorde iets wat sommer net ek wil amper sê 'n persepsie is versus 'n feit. So as Veruska nou vanaand hier ingeklim het en sy het vir my gesê ja, daar's 'n kriminele saak. Die kriminele saak is nou masnommer die en die en die. As by die polisiestasie, hier is jou ondersoekbeampte dat ek vir gesê in daai geval moenie eers verder met my praat nie, dan is daar 'n kriminele klagte teen jou, laat die polisie dit ondersoek. As hy vir my gesê daar's hangende klagte by die Human Rights Commission by all means, dan moet die Human Rights Commission sy werk doen en hulle sal die beslissing maak word sy dan nou verder aangekla word, sy vrygespreek of moet sy om verskoning vra wat ook al. Dit is hoekom ek altyd sê mense moet binne die regsweë optree. Wat ek daarmee bedoel is, soos hierdie vrou wat nou kom sê die EFF soek haar nou. As die EFF buite die perke van die wet beweeg, is hulle besig met 'n onwettige optrede. Want die wet is mos nou daar. As die EFF gevoel het daar is gronde vir 'n kriminele saak teen haar, dan moes hulle 'n kriminele saak gemaak het, which they didn't do. So as hulle nou buite die perke van die wet begin beweeg, dan is hulle besig met intimidasie op die minste. En hier is die ding wat die Timo lawyers en die Timo howe op TikTok nie besef nie, en hierdie vredelike ondersoekers. Waar jy buite die perke van die wet optree, is jy die krimineel. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dan is jy die krimineel. Dan neem jy eie reg in die hand. En jy is besig om teen die goeie waardes en die moraliteit van die gemeenskap op te tree. Want die wet is mos daar. Dit is ons lewe in 'n regstaat. So dis maar my 10 sent daar rondom. Maar skok sê net maar ek rekord jou nou en jy het dit gesê. Maak dit my ook skuldig om dit dan byvoorbeeld te post of nie? Ja. Enigiets wat defamatory is en jy post dit. Tensy jy konteks gee. As jy byvoorbeeld 'n joernalis is of dit is in 'n bespreking waar jy konteks gee en sê, ek gaan nou vir julle 'n gegeewe voice note of 'n recording speel. Dis die konteks, dis die agtergrond. Ek vereenselwig my op geen manier daarmee nie. Ek sê dit net hierso dat mense dit kan bespreek. Dan is daar mos nou nie intensie by jou om enige skade aan enigiemand te doen nie. Maar as jy net eenvoudig daai ding slap bang gaan ingooi in 'n gesprek en dis die intensie is juis om skade te maak. Natuurlik is jy besig om die wet te oortree. Natuurlik is jy. Okay, nou net om terug te gaan na Dani toe se vraag. So daar's baie hate pages. Hate pages post 'n recording. Dan sit hulle daarby, jou ma se en dit en dat en dat en jy's nou dit en dat en dat. Hulle sit daar so in rooi. Kyk gemooi. So ek gaan nou terug na vroeër vanaand toe. Ek sê kyk altyd Rikkie Rekord. Want daai blad is neutraal. Hulle sit 'n date stamp by en hulle rekord. Hulle het nie opinie nie, hulle doen niks nie. Hulle rekord. So jy kan nie daai blad of daai persoon gaan dagvaar nie, want hy het niks gedoen nie. Hy het wat in die publieke oog is, het hy rekord en hy het dit gepost want hy was daarso. Hy was betrokke, hy het nie gerepost nie. En dit is wat mense op 'n tydjie nie verstaan nie. So jy ry in die straat, jy neem 'n huis af van die kant af. Dit is in die publieke oog. Jy kan dit post. Alles wat in die publiek is, mag jy post. Maar sodra jy defamatory comments daarby sit, dan vang jy jouself nou aan die ander kant van die wet.
So jy moet versigtig wees met hierdie goeters. En daar's baie hate pages wat hierdie goeters post oor sosiale media en mense wat hier is en jy was nou live gisterand. Kom ek sê ek was nou dronk en ek het nou rondgeslinger en alles, dan sê hulle ek is 'n dronkgat en ek is 'n dit en ek is 'n dat. But if you repost it, dis 'n probleem. Dis nou waar jy moet ook 'n balans kry tussen die twee. Jy moet nou versigtig wees want daar is ook sekere formate wat gevolg moet word op sosiale media. So jy gaan nou en jy gaan maak 'n saak oop. Want iemand het nou gesê jy was nou dronk. Ek was nou dronk gisterand en hulle het nou die video gepost. Nou gaan maak ek die saak oop teen die persoon. Jy moet metadata hê. Jy moet bewyse hê, jy moet alles hê. Dit is 'n hele stelsel van goeders wat jy moet indien by die hof. Jy kan nie daar kom by die magistraat en sê hier is my videoetjie nie. Ek wil dit nou 'n saakie maak nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Jy moet al daai inligting hê. Jy moet 'n transkrip hê. Dit moet getranslate word in Engels, van Afrikaans af Engels. Kom ons praat nou Afrikaans. So jy moet dit translate Engels toe. Jy moet die hele dokument bymekaar sit. Dis nie van, okay, ek gaan nou gou-gou 'n protection order oopmaak teen hierdie persoon nie. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet leer hoe werk die wet. Jy moet jou dokumente reg. Ek gee nou nie 'n regsadvies hier nie, maar ek wil vir die mense wat so 'n bietjie hardloop met al die goetertjies, net ook educate, om te sê, moenie die hof en die polisie se tyd mors nie, want dit kan teruggaan na jouself toe, dit kan terugval, en jy moet versigtig wees as jy hierdie goeters aanpak.